So ek het die voorreg om volgende met jou dan te gesels oor die reeks waarmee ons besig is. Ons noem dit een lewe. En dit gaan oor om 'n lewe te leef van integriteit. Integriteit sê iets van 'n persoon wat met waardes leef, maak nie saak watter omgewing jy jouself bevind nie. Dis hoekom dit so 'n betroubare persoon is as iemand met integriteit leef, nee, want jy's dieselfde waar ook al jy gaan. Jou ja is jou ja, jou nee is jou nee en jy deel nie jou lewe in kompartemente nie. En jy beleef ook nie verskillende waardes op verskillende plekke nie. So integriteit praat van een lewe. En ons almal weet dit is so belangrik vir ons as individu om te leef met 'n karakter van integriteit. Dis belangrik vir ons samelewing dat mense sal leef met integriteit. En daai woord is so belangrik. Ek onthou toe ons begin praat het, toe vertel Jaco die storie van of nie die storie nie, dis 'n realiteit, die ouens wat nou tenders doen vir die brug, nee, die bruggie op die highway. En iemand het gesê hulle wil eintlik die brug afbreek en hom weer opbou, want die integriteit van die brug is nie meer wat hy was nie. Hy gaan nie meer daai strength hê wat hy gehad het nie. En ek praat nou nog met kyk wat ek van hierdie goed weet is gevaarlik, maar ek praat met 'n argitek wat in ons gemeente is, vernoot Roan. Hy sê vir my, so 'n mooi prentjie, wanneer hulle met 3D models werk rondom om 'n gebou op te rig, dan moet hulle die hele omgewing se geboue moet hulle dit actually opweeg, want as jy hier ewe skielik 'n gebou opsit, dan kan die windtonnel 'n ander gebou se integriteit of 'n ander gebou compromise. So daar's iets van integriteit individueel waaraan ons moet werk en waaraan ons moet groei, maar dit maak saak vir die samelewing hoe dit lyk en hoe ek en jy leef. Om te groei is so belangrik in hierdie karakter en in hierdie een lewe. Integriteit is vir ons belangrik. In Hebreërs 3 wil ek mee begin, dan kom hy by vers 14, dan sê hy, ons het inderdaad deelgenote geword van Christus. So een lewe begin by die feit dat jy moet verstaan, ons is ingesluit by wie hy is. Ons is nou deelgenote van Christus. Christus, weer eens, beteken gesalfde koning. Dis nie Jesus se van nie, dit beteken gesalfde koning. Dis sy koninklike titel. So nou sê hierdie skrifvers, ons is participants. Ons is deelgenote van die gesalfde koning. En die hele jaar praat ons oor hierdie His glory, our story. Die koning se heerlikheid word my storie. Sy koninkryk word gevestig, soos in die hemel, so ook op die aarde. Jesus is koning van alles en ons neem nou deel aan die implementering van sy koningskap in hierdie wêreld. En dit is hoekom hoe jy leef saak maak. Want jy verteenwoordig die koning en sy koninkryk. Jy verteenwoordig God se integriteit in hierdie lewe. So die vraag waar ons gesels het in die reeks is, hoe word ons lewens al hoe meer die tipe lewe waardeur Jesus se teenwoordigheid en sy koningskap omgewingsvul en dit beïnvloed. Hierdie lewe word in die boek van Hebreërs word dit beskryf as die woord heilig. En hier het ons iets baie interessants gesien. Hebreërs sê dat ons reeds geheilig is. 3 vers 1, dan sê hy, daarom heilige broers, deelgenote van die hemelse roeping. As jy die vers nou so 'n bietjie gaan uitmekaar uithaal, dan sal jy sien, hy sê daarom broers, want hy is 'n spesifieke konteks, so hy praat hier van die familie. En hierdie familie sê hy is heilig, dit word beskryf as heilig. En dan sien jy sommer die doel ook, hier is 'n hemelse roeping. Om dit wat in die onsienlike gebeur, ons word geroep om dit aarde toe te bring, om dit uit te leef. So jy is deel van hierdie familie, jy is afgesonder om die roeping van die onsienlike in hierdie aarde uit te leef. Ons het ook gesien dat Hebreërs sê ons word ook deur Jesus heilig gemaak, so dit is 'n proses. En hierso is waar jy 'n bietjie saam met my gou vandag moet dink.
Jaco het ons laasweek gesê, partykeer moet jy net jou brein aansit en net bietjie dink. So ons gaan vandag so bietjie saam dink en dalk van hierdie skrifverse gaan jou so bietjie challenge, maar ek wil jou regtig vra, maak jou hart oop vanoggend. Hoor wat sê in Hebreërs 2 vers 11. Hy sê, want sowel hy wat heilig maak as hulle wat heilig gemaak word, is almal uit een. Om hierdie rede is Jesus nie skaam om hulle sy broers te noem nie. So die vraag, is ek dan nou, jy weet, as jy nou gaan kyk na die vorige vers, daarom heilige broers, jy is heilig gemaak. En dan sê hy, want sowel hy wat heilig maak en hulle wat heilig maak en hulle wat heilig gemaak word. So nou is die vraag, is ek reeds heilig of word ek heilig gemaak? En die antwoord is ja. Dis 'n proses. Dis al twee, en dit breek bietjie jou brein. Maar dis baie keer waar jy kan begin dink, nê? Nee, as iets jou bietjie jou mind boggle. 'n Manier om hieroor te dink, kom baie in die Nuwe Testament, spesifiek in Hebreërs voor, en dit is om te dink oor hierdie beeld van familie en kind wees, en dan volwassenheid toe na te groei. Die vers sê, hy wat heilig maak, sowel as hulle wat heilig gemaak word, is uit een. So ons het in ons bekendreeks bietjie hieroor gepraat, dat ons is nou uit God gebore. Jesus noem ons sy broers en hy skaam hom nie om ons dit te noem nie, om ons sy familie te noem nie. Nou het ons een Vader. Ons staan in verhouding met een Vader en dit is wat Jesus reg gekry het met sy offer. Deur wat Jesus kom doen het, is dit ook die waarheid van wie ons is. Ons is nou in Christus. So dit het klaar reeds gebeur. Die offer is gemaak, ons is nou in hom. En wat belangrik hier is dat jy moet weet wat waar is van Christus, is nou waar van jou. Wat waar is van Jesus Christus is waar van ons. So ons het dood gegaan saam met Jesus vir die sonde, nou het ons opgestaan saam met Christus in 'n nuwe lewe. En Jesus het ons kom insluit by hom. So ons is volledig vergewe. Ons is nou sy kinders en ons is nou deel van sy familie. En Gerard sê dit nou reg so mooi. Hy is deel van die span in Hartenbos en ons span en ons het so praat oor hierdie en hy sê vir my, hy wil amper sê ons het nou sy gene. Ek bedoel, ons het nou sy gees. Maar kan jy daai twee bymekaar sit? Ons het nou sy gene is in ons. Sy gees leef in ons. Ons is nou in Christus. Dit beteken ons is deelgenote van die aard van die koning, die natuur van sy koninkryk. Ek en jy kan immers dan nie meer aan onsself dink as net arme sondaars, gered uit genade. Ons is verseker gered uit genade, maar die aard van die koning is nie 'n sondaar nie. Dis iemand wat met oorvloed leef. En ek wil hier stil staan want ek besef ons maak nog foute. Soos Jaco ook laasweek gesê het, as daai broer besluit hy ry voor jou in. Goed gebeur. En dit gaan challenging wees. Jy gaan partykeer nog optree, maar dit beteken daar's spasie vir groei. Beteken ek's net nog nie op die plek van volwassenheid waar ek moet wees nie. Beteken ek kan groei in hierdie karakter van integriteit en een lewe, maar jou aard, jou ingesteldheid word oorwinning. Jou ingesteldheid word, jy is 'n agent van die koning Jesus Christus. Ek is nie meer van natuur 'n sondaar nie. Ek mis baie keer nog die merk, dis wat ons sê, nee, Arimatea, dis wat sonde beteken. Ek mis baie keer nog die merk. Maar die natuur van die koning is dat sy offer klaar die oorwinning behaal het. Hebreërs 5 praat dan van kinders en volwassenes in die geloof. En as ons sê ons het sy gene, ons het sy gees, dan groei ek nou in karakter. En hoe meer my karakter soos Jesus se word, in hierdie proses, hoe meer weerspieël ek Jesus se koningskap in hierdie wêreld en word dinge beïnvloed in sy heerskappy. Ek sit vanoggend en ek dink vir myself, kan jy imagine as elke persoon in hierdie omgewing regtig 'n lewe leef van integriteit, van goddelike integriteit, hoe gaan hierdie omgewing lyk? Dit moet amazing wees, en ons is op pad soontoe. Dis 'n proses wel,
En ek dink hierso is waar ek jou wil vra, sit jou brein gou aan vir 'n oomblik. Want dis 'n proses. Maar ek en jy gaan moet begin by die einde. En dis moeilik, want ons is enige lysie mense hierso, jy hou daarvan om lysies te maak. Ja, ek weet hierso, jy weet nie jou hand opsteek nie, ek weet ook wie jy is. Ja. Ons is mos daai tipe mense, nee, ons wil goed tik. Jy wil sê ek het dit afgehandel. Of gee vir my van punt A tot punt B, dan doen ek dit. Sal dit uitvoer, is reg. En dit is moeilik vir ons om te sê ons moet begin dink met die einde in sig. Maar ek wil jou vra, dink saam met my. Dit is 'n moeilike manier van dink, maar hierdie manier van dink is dwars deur die Nuwe Testament verskriklik belangrik. En dit is ook 'n groot deel van hierdie proses van verandering. Nou hierdie vers alleen, net hierdie een lyn, gaan vanoggend, ek hoop, hy gaan jou mind boggle soos hy my mind geboggle het. Hoor net gou wat skryf die Hebreërs skrywer. Hy sê, want deur een offer het hy hulle wat geheilig word, vir altyd vervolmaak. Ek gaan hom weer lees. Want deur een offer het hy, die woordjie het, verlede tyd, hulle wat geheilig word, present continuous, vir altyd vervolmaak. En hierdie woord vervolmaak beteken, ons het by die einde gekom, by completion, sê een van die vertalings. So Jesus se eenmalige offer waarborg, dat ons nie net soos hy kan wees nie, maar in Christus reeds is. Ek en Daniel praat gesit tussen die dienste en ek love wat jy gesê het. Hy sê, toe hy die vers ook nou saam lees, dis amper asof dit wat in plek moet wees vir jou om daar te kom, is klaar gedoen. So wanneer ek en jy na Jesus kyk, dan sien jy die volwasse nuwe jy. En dis waar jy moet begin. Want dit is die proses. Dit is heiligmaking se proses. Alles is klaar in plek vir jou om daar te kom. En wanneer jy na Jesus kyk, dan sien jy dit. Maar ons moet groei in dit. Begin by die einde, want as ons nie by die einde begin nie, is dit die plek waar ons dalk baie keer moed gaan verloor. Waar ons werk aan onsself en ons bring hierdie veranderingsprosesse aan, maar niks voel of dit uitwerk nie. Because we need to have the end in mind. Die ander ding wat ons mekaar gesê het, is die proses gebeur ook nie van self nie, nee. Hebreërs praat so oor kind wees en volwasse wees, en sê elkeen wat melk gebruik is immers onervare ten opsigte van die boodskap van regverdiging, want hy is 'n suigeling. Maar vaste kos is vir volwassenes, vir hulle wat oor die aanvoeling beskik, deur gewoonte geoefen, om te kan onderskei tussen goed en kwaad. 'n Proses van groei vat effort. Nou ons het, ek dink in sekere spasies van teaching, spasies van gesels en gesprekke, het ons hierdie ding na een van twee kante toegevat, nee, dis either die turn or burn teologie, of genade is daar, so nou is our license, nou kan ek doen net wat ek wil, want die Here se genade gaan dit ons nou cover, so ek hoef niks te doen nie. As ek Hebreërs reg verstaan, dan sê hy, alles is in plek, Jesus is die waarborg, maar nou vat dit iets van my en jou. Jy hoef niks te doen om sy liefde ooit te verdien nie. Dit is klaar, die offer is klaar gedoen. Maar ek en jy moet werk, dis 'n verhouding. Dis 'n proses van beterskap. Van meer word soos hy. So dit gaan vat, dat ek en jy iets moet doen. Ons gaan die effort moet insit, om aan onsself te werk. Ons gaan die Heilige Gees moet vertrou, om in ons te werk en ons te help daarmee. Grace is not opposed to effort, it's opposed to earning. Jy kon nie jou familie earn nie, en jy kon ook nie iets doen om jouself 'n kind van die Vader te maak nie. Dit is net deur genade, maar genade kom bemagtig my en jou in hierdie proses van effort, om die effort in te sit, om te groei. In Hebreërs is baie ernstig dat ons
die effort moet insit, maar hier is 'n ander gedeelte ook in Filippense wat ons baie keer al ook oor by stilgestaan het. Filippense 2 vers 13, dan gebruik jy eintlik die woord energize wanneer hy praat oor die Heilige Gees, né? So hy sê want dit is God wat in julle werk, daai woord energeo, om te wil as om te werk na sy welbehae. So wat hy hier sê is die Heilige Gees kom gee vir ons krag. Hy kom bemagtig ons om hierdie te kan doen, en dit gaan effort vat, en dit is interessant, ons het as span, as Tuinroete span so bietjie, die afgelope ruk met Dr. Jerry Besaidnout, hy is een van die hoofde by Vista Suid-Afrika, en hy is 'n psigiater, en ons bietjie met hom gesit, en hy maak hierdie stelling, hy sê, klein verandering in jou lewe, kan tot en met 6 maande vat, om dit reg te kry, en anders te dink daaroor. Groot veranderinge, tot en met 5 jaar. So jy kan dink hoe ons baie keer gekondisioneer is om iets te glo. Om sekere goed raak te sien. Dit kan 'n verskriklike lang tydperk vir jou vat om die effort in te sit. So ek wil eintlik vir jou sê, gooi die idee van kits. Gooi dit uit die venster uit. Veral kits koffie, dis nie goed vir jou nie. Maar kits is nie, dis nie hoe die lewe werk nie. Die lewe vat effort en dit vat tyd. En die probleem is ons sit in 'n samelewing wat tyd is verskriklik duur. Tyd is 'n commodity. Maar as ek die skrif reg lees, dan sê jy gaan moet tyd vat. Jy gaan moet spasie inbou in jou lewe, sodat jy kan werk aan jou karakter. Sodat jy kan werk in hierdie een lewe, hierdie integriteit. Ek wil vandag so 'n bietjie met jou praat dalk oor 3 elemente, en ek dink ons meer, maar miskien is hierdie dalk 'n tool vir jou, 'n stuk gereedskap wat jy kan gebruik om net te begin dink. Ons is application mense. Ek het nou gesê, jy sê vir my wat om te doen, dan doen ek dit. Maar die feit is, die application is baie keer om net te gaan sit en om te dink oor iets. En ons gaan nou by dit uitkom, maar 3 van hierdie elemente wat ek vandag aan wil raak is aanbidding, 'n ritme van refleksie en die inoefening. Ons het laasweek so 'n bietjie oor dit gesels, maar gaan so vinnig net weer aan dit raak. Maar ek wil eers begin met Hebreërs 13 vers 15. Dan sê hy, laat ons dan deur hom voortdurend 'n lofoffer aan God te bring. Dit is die vrug van lippe wat sy naam saam bely. En moenie versuim om goed te doen en mededeelsaam te wees nie, want God het behaag in sodanige offers. So kom ons gesels oor 'n lewe van aanbidding. Hierdie is die laaste gedeelte, dis die laaste hoofstuk, Hebreërs 13. Nou praat hy hiervan, laat ons voortdurend aan hom 'n lofoffer bring. Die enigste rede hoekom die Hebreërs skrywer afeindig met ons wat 'n offer bring, is omdat die hele boek eintlik gaan, die hele brief gegaan het oor wat Jesus kom doen het en sy offer. So wanneer ons Jesus sien, wanneer ons sien wat hy kom doen het, wat hy vir ons wys van wie God is ons properse respons aanbidding. En aanbidding is nie net, as ek nou jou babbel bars, jammer, maar dit is nie net 'n Sondag hier by mekaar, band op die stage en ons sing saam nie. Aanbidding is 'n leefstyl. Aanbidding is baie belangrik dat jy sal integreer in jou lewe. Dit is 'n reverence vir God in alles wat ons doen. Aanbidding is so 'n belangrike proses van groei. Hoekom? Because what we behold, we become. What we worship is what we behold. And what we behold is what we become. So wanneer ons in aanbidding God bewonder, wat homself in Jesus kom gee, verander dit heeltemal die vertrekpunt van my lewe. En aanbidding is 'n manier van lewe. En die skrif sê dit daar nie, hy sê dit in Hebreërs, hy sê voortdurend, dat ons voortdurend vir hom 'n lofoffer bring. So dit is deel van jou lewe. En alles wat ek doen, alles is in dankbaarheid, is in aanbidding vir hom. En is iets waarin ek groei. So aanbidding volgens hierdie skrif is 'n offer. Ek wil iets sê oor die offers. Ons het vir hele ruk nou ook in die Hebreërs journey gekyk na die offers in die Ou Testament. En iets wat jy moet verstaan van 'n offer is dat dit baie doelgerig is. Die offers was baie intentioneel.
Dit was nie net wanneer ek nou lus voel daarvoor, nou gaan dit gebeur nie. Dit was nie net 'n emosionele besluit nie. Daar was verseker emosies wat saam met dit gepaard gegaan het, stuk dankbaarheid vir wat God doen en wat hy gedoen het, maar jy het dit nie net gedoen, ek's nou lus om dit te gaan doen en great, hier gaan hy nie. Dit was beplanning geweest. Daar was sekere tye wat die offers kon invat. Hulle moes gewag het vir die regte tyd, vir die regte spasie. Dan moes hulle die diere gaan kies het. Hulle moes na die tempel toe gereis het. Dit het iets gekos. Hulle moes gaan sit het en gaan beplan het om die offer te bring. Dit het iets van hulle gevat. 'n Lewe van aanbidding is nie net iets op 'n emosionele besluit, klim in my kar, sit gou tannie Kerry Job aan en hier gaan ons, nou aanbid ons. Dis 'n keuse wat jy elke dag moet maak, om alles toe te vertrou aan hom, om hom die eer te gee in alles wat jy doen, elke area van jou lewe, maak nie saak of dit jou werk, of dit gemeente wees, kerk is nie, of jou familie, jou vriende, alles is geïntegreer, en as ons sê ons lewe 'n lewe van aanbidding, dan tel dit deel van een lewe, 'n lewe van integriteit, geen kompartemente nie. Ek worship hom in alles wat ek doen. Nie net op 'n Sondag nie. My pa het altyd gesê, ja, hy ou is op Sondag is hy 'n geestelike reus en Maandag is hy 'n vreeslike bees. Mag ons nie daai voorbeeld volg nie. Mag ons mense wees wie se lewens van integriteit spreek, aanbidding vir hom. As deel van dit, dan gaan hy in vers 16, dan praat hy oor weldadigheid en oor saamwees, mededeelsaamheid. En in die Grieks is die twee woorde daar, weldadigheid en koinonia. En dis een van die maniere wat die Nuwe Testament ons leer, hoe om gemeente te wees, is koinonia. Dit beteken letterlik vennootskap. En dis hoekom ons as Doxa Deo ook praat van vennootskap, want dit beteken ons 'n stuk verantwoordelikheid wat jy optel. Ons is vennote van die koninkryk. Soos die hele Hebreërs uitlig, is gemeente wees so belangrik wanneer dit kom by aanbidding. Ja, verseker, daar's tye wat ons dit alleen doen, maar dit gaan oor die saam. Dit gaan oor die familie wees. Die tweede element wat ek op die tafel wil sit vanoggend is 'n ritme van refleksie. Nou, ek weet as 'n mens praat oor refleksie, dan dink jy, okay, waartoe gaan ons nou? Maar refleksie beteken eintlik net om te gaan sit en dink. Om tyd te maak, om iets te gaan nadink. Jy sien, is in refleksie wat die Heilige Gees dink ek kans kry, om ons te herinner aan die nuwe mens wat ons is. Die Heilige Gees kom en herinner ons in die tyd wat ons dink. As jy na Jesus kyk, sien jy, die nuwe volwasse jy. Ja, daar's groeiproses, maar jy gaan daar uitkom. So aanbidding skep die fokus op Jesus. Maar die ritme van refleksie help om Jesus die fokus te hou. 'n Ritme van dink help om Jesus die fokus te hou. En dis waar die Gees kans kry om ons te herinner. Dis baie belangrik dat ons die Heilige Gees sal vertrou wanneer ons hierdie tye van refleksie inbou, want as ek net gaan verander en gaan sit en dink oor alles en is uit my eie krag uit, of dit is omdat iemand anders my gesê het ek moet dit doen, is dit gewoonlik die plek waar dit vir ons moeilik raak. Dit kan die groeiproses vir ons baie moeilik maak en ek dink baie keer wil ek en jy, ons wil die Here se rol opneem in hierdie heiligmakingproses. En ek wil vandag vir jou sê, vertrou hom. Moenie dit self probeer doen nie. Laat dit die fondasie van jou lewe wees. Is die koning en sy koningskap, die Heilige Gees, wat ons die krag gee. Ja, ons gaan die effort moet insit, maar vertrou die Gees met alles. Ek dink wat belangrik is in hierdie ritme van refleksie, is dat ons ook aan die karaktereienskap van Jesus kan dink, en dit help ons in hierdie lewe van integriteit. Die ou vertaling praat van die woord weldadigheid, so wanneer ek ritme van refleksie inbou, dan help dit my ook om te kan sien, waar ek kan leef verby myself, waar ek kan leef op 'n plek wat, dit beteken, weldadigheid beteken om te leef tot voordeel van iemand anders.
En ons sien dit soveel in Jesus se lewe. Sy hele lewe spreek daarvan, hoe hy sy godheid gebruik het tot ons voordeel en nie sy eie voordeel nie. Ek dink ek wil vandag sê, onthou Jesus hy is die aim. En as ek en jy dink oor ons dade en ons karakter, dan moet dit nie emosioneel wees nie, maar refleksie help ons om doelgerig te wees in hoe ons optree. Die laaste element wat ek vanoggend vir jou wil gee is inoefening, en ons het laasweek so 'n bietjie daaroor gepraat. Ek het hier neergeskryf, hou op probeer en begin oefen. Want probeer is 'n aktiwiteit, nee. 'n Aktiwiteit kan maak dat ek opgee. Maar as ek gaan begin inoefen, beteken dit, dis 'n ander manier van dink. Dis 'n ingesteldheid. Ek weet ek gaan dit nie die eerste keer reg kry nie, maar dis hoekom ek dit inoefen. Probeer is baie keer eenmalig, maar oefening gaan oor die proses. Begin oefen om goedhartig te wees. Begin inoefen om eerlikheid te betoon. Maar dit gaan nie oor die daad nie, maar dit gaan oor die karakter. Ek onthou die storie die storie wat Jacques laasweek vertel het van Cliff Young. As jy hier was, het jy dit gehoor van die skaapboer in Australië wat die marathon gaan hardloop het. En hy daag op met sy overall en sy gumboots. En hy sê vir die man, hy gaan nou hierdie ding hardloop. En hulle kyk vir hom en hulle lag vir hom. En hy breek die rekord. Daai marathon word gehardloop. Dit is oor die 800 kilos. En die marathon word gewoonlik gehardloop in so ek dink die rekord was 7 dae gewees, en hy breek hom met 2 dae. Hy hardloop daai marathon in 5 dae. En toe hulle hom vra, dit regtig gebeur, 1983, regtig gebeur. En toe hulle hom vra na die tyd, what did you do? How did you do this? Toe sê net vir hulle, I just did what I always do. Hy hardloop agter sy skape aan. Dis 'n oefen. Hy het daai probably die eerste keer nie reg gekry nie, nee. Hy moes lank geoefen het om my skaap storie uit te sorteer. Maar hier kom hy in 'n ander spasie in. Hy pas iets toe en dit werk. Dis die inoefen, want daar's geleenthede. Daar's spasie. Daar's roeping in jou lewe waar die Here jou wil gebruik. Waar die Here deur jou wil werk. Dit kan ons integriteit en die karakter van God inoefen in ons lewens, sodat ons kan gereed wees vir dit wat hy wil kom doen. Die worship team vra hom saam op te kom. Die plek van oefen, dink ek, is hier. Is in die gemeente wees. Is in die familie. Is in die koinonia, die vennote van die koninkryk. Want is hier waar ons mekaar kan accountable hou. Is hier waar ons goed kan toets met mekaar, in die gesprekke, hier in die gemeente, in jou selgroep, in die community. En dis waarvoor Christus ons geroep het, om dit saam te doen. Ek wil jou vra om, daar waar jy is, jou oë toe te maak, en jy hoef nie nou te worry om op die bord te kyk nie, want ek gaan hierdie stuk lees, dis die heel laaste gedeelte van Hebreërs. Laaste paar verse, van vers 20 af. Hoe sluit hy hierdie af? En mag dit in hierdie proses dan vir jou iets wees wat jou stig. Iets wees wat jy die Heilige Gees kan voor vertrou, om realiteit te kom maak in jou lewe. Hoor wat sê hy? Hy sê, en mag God, die God van vrede, wat die groot herder van die skape, ons Here Jesus, uit die dood uitgelei het deur die bloed van die ewige verbond. Mag hy julle toerus met alles wat goed is, sodat julle sy wil kan doen, terwyl ons dit doen wat voor hom welbehaaglik is, deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid behoort, vir ewig en ewig. Amen.